Goeiemôre gemeente. Baie geseën, dis nou ek het nou verlof gehad tot maandag. So dis nou eers keer dat ek nou baie van julle sien. Ek wil net sê baie seën en voorspoed vir die nuwe jaar en mag ons regtig ook groei in ons verhouding met die Here, maar ook met mekaar. En mag jy absoluut ook ervaar hoe die Here in en deur jou werk ook hierdie jaar. Baie seën en voorspoed vir elkeen. Die Here groet jou met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God die Vader en Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, nou as mens God ontmoet, dan wil ons ook sê, maar Here, hoe moet ons lewe? Nee, wat is God se wil vir ons lewens as sy kinders? Nou lees ons in Johannes 15 waar Jesus sê, Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan sy wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. So wat is die opdrag? Ons moet in Jesus bly. Ons dink baie keer nee, ons moet dit en dat doen, vrugte dra nie. Ons wil die vrugte dra, ons wil daarop fokus. Maar jy sal nie vrugte kan dra as jy nie in Jesus bly nie. So die opdrag is vir hierdie jaar is, kom ons bly in Jesus. Kom ons werk aan daai verhouding met hom. Dat ons elke dag vanuit ons verhouding met Jesus sal lewe. Dan sal die vrugte van self kom. Ons moet in hom bly. Skriflesing kom uit Lukas 2, ons lees vers 41 tot 52. Lukas 2, vers 41 tot 52. En ek lees uit die 1983 vertaling. Lukas 2 vers 41. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarheen gegaan vir die fees. En toe die fees daar verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het hy is by die reis 'n geselskap, het hulle 'n dag lank gereis voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei, en in guns by God en die mense toegeneem. En dis ook ons fokusvers. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei, en in guns by God en die mense toegeneem. Ja, as jy nou die evangelies lees, nee, dit word dan nie baie gesê oor Jesus se jeugjare nie, nee, as hy kinderdae nie. Daar word nie veel gesê nie. Maar miskien nou jouself ingedink het ook, jy kan jouself indink ook, nee, hy was die oudste seun van 'n groot gesin. So hy moes seker ook, maar later ook saam met sy pa Josef, wat 'n timmerman was, ook maar hy ambag aangeleer het, nee. En dan lei mens ook af dat sy pa, sy aardse pa Josef, binne die volgende 18 jaar oorlede is, en Jesus moes seker toe maar self ook aangaan om vir die gesin te sorg, as oudste seun.
Moes hy seker ook maar timmerman gewees het. En hy het opgegroei soos 'n normale, al was hy uniek, het hy opgegroei soos 'n normale Joodse kind, nê. En hy het ook te doen gehad met al die behoeftes van 'n groot gesin, nê, en die armoede dalk wat daar ook was, nê, en wat die behoeftes was. Maar ek dink dit het alles vir Jesus geleer hoe om die evangelie in daai leefwêreld oor te dra. Daarom het hy ook baie gelykenisse gebruik later om die waarheid van die koninkryk te kan verduidelik aan die volk. Want hy weet, hy was self 'n mens en hy het self ook groot geword, net soos 'n kind wat opgroei. Nie in rykdom nie, nie in 'n paleis nie, maar gewone Joodse kind, 'n groot gesin waarvan die pa oorlede is, die aardse pa oorlede is. Ja, en hy het normale jeugjare gehad, bly mens af. Maar dan sien ons ook, Jesus het gebalanseerd opgegroei. Nou as hy gebalanseerd opgegroei het, vir ons nuwe jaar, nee, met al die voornemens hierdie nuwe jaar, nee, is dit vir ons ook belangrik, om soos Jesus gebalanseerd op te groei. Staan in vers 52, en Jesus het verstandelik, nee, dit is een dissipline, verstandelik en liggaamlik, gegroei in guns by God en by die mense toegeneem. Ja, so, hy het normaal opgegroei. Nou jy kry apokriewe briewe, nê? Apokriewe boeke van die Bybel wat nie opgeneem is in die God se woord nie, wat daar geskryf word, ja, toe Jesus nog 'n kind was, hy saam met die maatjies gespeel en hy het van klei duwe gemaak, nê, en toe het hy oor hulle geblaas en toe vlieg hulle weg, word hulle lewendig. Daar staan nêrens sulke goed nie, nê? Jesus het normaal opgegroei, soos wat ons ook vandag opgroei. Maar hy het gebalanseerd opgegroei. Hy het ten volle en in harmonie ontwikkel in daai volgende dissiplines. En dis vir ons ook belangrik, nê, dat hierdie jaar ook, jy ook gefokus is om in hierdie 4 dissiplines op te groei. Nê, gebalanseerd. Geestelik, nê, guns by God. Sosiaal, guns by mense, het Jesus toegeneem, maar het ook verstandelik ontwikkel. En ook fisies, liggaamlik. So dink geestelik, nee, moet ons ook ontwikkel hierdie jaar in aanbidding en gebed, nee, om saam te kom, God te loof en te prys op jou eie, maar ook saam met medegelowiges. En as mens gaan na die verstandelike kant toe, jy moet ook jou afsonder, mediteer, die eie huisgodsdiens, nee, eie stilte tyd, en dan ook nodig dat jy verstandelik, jy moet bly ontwikkel. Moenie dink verstandelik kan jy meer, bly lees, nalees, studeer, jou denke, lees, rus, is belangrik. En fisies ook, ons moet oefen ook. Jou liggaam moet jy ook oefen, nee, 'n goeie dieet. En ek dink Christian het laasweek verwys na die gym, nee, wat hier nie by Januarie so vol is, maar hier by Maart, April is hy weer leeg. Nou ek was hierdie jaar, ek was nou al by die gym gewees, hy was al klaar leeg gewees, dit my muscle zone waar ek was, en so, nee. Maar dit is nodig, nee, om ook liggaamlik, miskien moet ons so 1 keer 'n maand sê, kom ons as gemeente gaan doen 'n parkrun, nee, hier by Albertsval, so 1 Saterdag 'n maand, ons moet nou nie te erg maak, nee, en dan kan iemand my hond vat, dan kan ek op my eie hardloop. Maar ons moet ook, as ek gaan na sosiaal, vriende, kollegas, nee, is belangrik, nee, om goeie verhoudings te hê. En natuurlik in jou huis, huwelik, ouerskap, sosiaal. En geestelik ook, nee, as jy gaan na die meer geestelike kant toe, ondersteuning. So belangrik, nee. Soos wat oom Koos ook sê, en Martiens ook nou sê ja, nee. Nadat jy so deur 'n trauma gaan, nee, dan is die geloofsfamilie daar. Om mekaar te ondersteun, en om te gee, en te bid. En geestelik. So maak dit ook, nee, kom ons ook hierdie jaar, dat jy in hierdie 4 dissiplines, of areas van jou lewe, ook sal ontwikkel en opgroei. En jy sal slegs in Christus gebalanseerd kan opgroei en ontwikkel. Slegs in Christus, nee, Johannes 15. Nou kom ons kyk, nee, daar is soveel boeke vandag geskryf, oor huwelike, ouerskap, rus, gebed, Bybelstudies. Daar is soveel boeke, nee, gaan maar na Koem toe, nee, jy kry boek oor elke ding. Maar dra dit vrug. Sien ons die verskil in die kerk. Daar's genoeg toerusting uit die woord uit. Maar ons sien baie keer min vrug
en groei. Daar is baie boeke oor huwelike geskryf, nee. Maar die egskeidingssyfer in die kerk en in die wêreld, die kerk is so bietjie beter, maar nie veel beter nie. Gesinne spat ook maar uit mekaar uit, selfs Christelike gesinne, kinders rebelleer. Hoeveel gesinne hou nog huisgodsdiens? Paas weet nie hoe nie. Daar is baie boeke geskryf, daar's baie riglyne, maar dit word nie gedoen nie. Nee, ons kan so alles opnoem, nee. Daar's min vrug. Maar hoekom? Hoekom is dit so? Dit is baie keer omdat die speke van hierdie wiel, as ons hierdie dissiplines kan voorstel in hierdie wiel, die speke van hierdie wiel is nie verbind aan die as nie, aan Jesus Christus nie. Dis hoekom daar min vrug is in hierdie 4 areas dissiplines van ons lewens. Moet verbind wees aan die as. Die middelpunt, Jesus Christus. Want ons het ook baie keer, het ons ook maar so subtiele wettiesheid in die kerk, nê? So subtiele wettiesheid, jy weet, daar word nou eintlik, ons het eintlik beweeg van negatiewe wettiesheid na positiewe wettiesheid. Veral die kerk in die ou dae, nê, in die 80er jaar, die vorige bedeling, nê, was dit altyd half 'n negatiewe wettiesheid in die kerk. Jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie. Ek onthou toe ek nou kind was op Brits as skool tienerseun, nê, Sondag moet jy rus, nê, so Sondagmiddag na middagete moet jy gaan lê, gaan rus. Nou dink 'n tienerseun wat gesond is, moet gaan lê op sy bed, nê, vir 'n Sondagmiddag. Jy mag nie swem op 'n Sondag nie. So jy moet net lê en rus. Dit was seker die grootste straf gewees. Nee, jy mag nie. Nee, nou ons weet 'n klomp ander goeders nie wat jy nie mag nie. Vandag het dit eintlik verander na weer 'n positiewe wettiesheid. Nee. Ons praat nou weer van 'n goeie Christen doen dit en dit en dit en dit. 'n Goeie man in die huwelik doen dit en dit en dit. 'n Goeie huwelik lyk so. Is dit net weer 'n positiewe wettiesheid. Jy weet, jy kry boeke geskryf van 12 stappe tot 'n gelukkige huwelik. 8 stappe om die man van God te word. 7 stappe, dis 'n goeie getal. 7 stappe nê vir effektiewe huisgodsdiens. Sulke goeders. Dis net weer 'n positiewe wettiesheid. Ek het al boeke gelees waar sê 'n goeie predikant of pastoor van 'n gemeente hou ten minste 3 ure 'n dag stilte tyd. Staan 3 uur die oggend op tot 6 uur, dan is jy 'n goeie een nê. Dan probeer ek dit, dan sal ek 3 uur op nê, dan hier by 4 uur raak ek in die slaap, dan voel ek weer veroordeel. Hoe kan ek in die slaap raak? Ek is nie 'n goeie predikant nie. Ek is nie 'n goeie pastoor nie. Verstaan jy, hoe kan jy sulke wettiesheid bring veroordeling? Bring nie vrug nie. As mens net sê dit behoort jy te doen. Maak al baie keer moedeloos en ons word gedryf in plaas om geroepe te wees. Jy word gedryf. Jy behoort in plaas van dat jy 'n geroepe kind van God is waar die Here jou geplaas het. En die wettiesheid word altyd sterker meer hoe verder jy van die middelpunt beweeg, nee, hoe meer jy weg op hy speek weggaan van die middelpunt. Hoe verder jy weg beweeg, nee, hoe word die wettiesheid sterker en meer. En hoe nader jy aan die middelpunt kom, hoe meer ervaar jy God se liefde wat deur jou vloei. Ervaar jy meer krag, hoe nader jy aan die middelpunt kom. Want dis wat Jesus sê, Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Verder van die middelpunt, wetties. Nee, jy's veroordelend. Mense ervaar dit baie keer in die kerk. Dat mense is wetties, nee. En hulle kan vir jou elke skrifgedeelte gee ook hoekom jy dit en dit behoort te doen en hulle is reg en hulle siening sal hulle ook ondersteun met skrifgedeeltes. Nee, en mense word baie keer gemanipuleer. Daai wettiese mense weet wat reg is en wat is verkeerd. En dit is reg, dit kan dalk uit die skrif uitkom, nee, maar daar's nie lewe nie as jy wetties raak nie. Want wat
Wat sê Paulus in sy tweede brief, 2 Korintiërs 3 vers 6? Die letter maak dood, die gees maak lewend. So kan jy jou teologie gebruik selfs, om almal op die verdediging te hou. Maar jy sou jou verhouding met God verdiep nie. Ek het so ruk terug, het ek 'n vriend van my wat ook in die bediening is en wat veral by FFI betrokke is, my vertel dat hy is besig met berading van 'n dominee se seun daar in Pretoria. En wie se pa verskriklik wetties is. En hy kan alles ook natuurlik staaf uit die woord uit, nê, en wys, dit staan daar en so. Maar die pa was so wetties, nê, was meer die letter en nie die gees nie, dat sy gesin teen hom gedraai het en hy moes uit die bediening gaan. Die pa moes ophou predikant wees, want sy gesin kon dit nie meer verder uithou nie. Nee, om wetties te wees. Ek onthou 'n Brits ook. En ons weet dit's verkeerd, nê? Ek onthou mense op Brits waar ek groot geword het, mense wat moes trou, nê, wat oor die lyn getrap het, soos ek gesê het, nê? Oor die tou getrap het, dankie Jesumarie, nê? Wie se meisie swanger geword het, nê? Die dominee het nie toegelaat dat hulle in die kerkgebou kon trou nie. Hulle moes by die huis in die sitkamer trou. Want het oor die tou getrap. Verstaan jy? Ja, dit is verkeerd. Maar as mense wil regmaak, moet jy hulle help en lief dat hulle die regte pad kan stap. Maar wat het hulle ervaar? Veroordeling. Ek sê goed genoeg nie. En ek het van mense wat ek geken het wat weggedryf is uit die kerk, weg van die kerk, vir jare weggedryf is deur dit. Ons moet eintlik medelee hê met mense wat so wetties is. Want hulle verstaan nie hulle vryheid in Christus nie. Hulle verstaan nie daai sagte juk, las wat lig is van Jesus Christus nie. Verstaan dit nie. Verstaan nie hulle vryheid in Christus nie. Ons moet eintlik medelee hê. En ja, daar's groot pogings deesdae in die kerk en ook buite die kerk. Jy kry baie para-church bedieninge, ministries, buitekerklike bediening wat die kerk probeer help, Christene probeer help om te lewe wie hulle is in Christus. Daar's baie bedieninge, nee. Dink 'n bietjie aan families. Focus on the family, nee, is 'n groot sterk bediening. Maar daar's nie vrug baie keer nie. Hoekom? Hoekom is daar nie vrug nie? Kom lyk dit nog steeds so dat die gesinne uitmekaar uitspat? Dis omdat ons baie keer gaan direk na die tweede deel van Paulus se briewe. Ons spring baie keer na die tweede deel. Paulus se briewe, kos van die boek Efesiërs, bestaan uit twee dele. Daar's 'n teologiese deel, nê, en dan's daar 'n praktiese deel, die tweede helfte. Ons spring baie keer net na die tweede deel toe, direk, na die praktiese deel. Maar ons gee nie aandag aan die teologiese deel nie. En dit is waarop gefokus moet word. Klem moet terugkom na die teologiese deel. Na dit wat waar is vir my in Christus. Want die teologiese deel, as ek boek Efesiërs lees, die teologiese deel vestig jou identiteit in Christus. Daarop moet ons fokus. Nie soseer op die prakties nie. As jou identiteit, as jy weet wat waar vir jou is in Christus, jy weet wie jy is voor God in sy oë in Christus en hoe God na my kyk en hoe God na my naaste kyk. As ek dit besef, gaan die vrug, nee, die praktiese deel van nature kom, sal dit voortspruit. Gaan vrug dra. En as ons hier in die begin van die jaar dink mens uit aan die visie van die gemeente en al die dinge, maar dis waaroor die hele strategie van die gemeente gaan. Net die oorwinnaarsbediening, wat mense help om hulle identiteit te vestig in Christus. Dis waaroor die oorwinnaarsnaweek gaan, om jou identiteit te vestig in Christus. Want as jy jou identiteit in Christus het, sal jy ook anders begin lewe. Dit het hoe die ander seminare ontwikkel vanuit die oorwinnaarsbediening. Die oorwinnaarsnaweek, nadat ons 'n paar keer oorwinnaarsnaweek gehou het, het mense gekom en sê, weet julle nie 'n huwelikskursus ook nie, want ek wil hê my huwelik moet nou wees soos wat God dit wil hê. En toe het ons 'n huweliksseminaar. My finansies wil ek ook onder God se heerskappy bring, die finansiële seminaar.
wat ontwikkel het. My gesin, my familie, en so die kultuur van seëningsseminar ook ontwikkel. Dit het outomaties gekom, dat mense in en ook buite die gemeente gekom, en gesê, ek het soveel genesing ervaar tydens die oorwinnaarsnaweek. En nou wil ek deur die Gees wandel. En ek wil elke deel van my lewe onder God se heerskappy plaas. Het julle nie toerusting daaroor nie? En oor die jare het al daai seminare so ontwikkel. Die Heilige Gees seminar, dat ek gevul kan word, want mense is outomaties, toe hulle leeg gemaak het, van lees ontslaag geraak, is hulle gevul met die Gees. Maar hulle wou leiding hê, wat sê die woord daaroor? Want jy hoor so baie dinge, weet, jy moet omval of wat ook al. Jy kan omval natuurlik, maar dis nie 'n moet nie, verstaan jy, sulke tipe goeters. En toe het dit so ontwikkel, die oorwinnaarsbediening. Maar waar dit begin? Identiteit in Christus. Om in Christus te kom. Johannes 15 wat ons nou gelees het net nou. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Ons kan nie in die vlees doen wat God deur sy Gees deur jou kan doen nie. Jy kan hard probeer, in jou gesin, huwelik, jou finansies, alles. Jy sal nie kan doen in die vlees wat God in en deur jou deur sy Gees kan doen. As jy in die wingerdstok bly, dan is dit so sap, geestelike krag, geestelike water wat deur jou vloei. God se liefde wat deur jou vloei. Dan kom dit outomaties. Dan verander dit. Daarom die tweede sirkel, Christus. Ons moet hierdie jaar na hom toe groei, om in hom te bly. Te weet wie is ek in Christus. Te weet wie God is in Christus. Hoe God na my kyk in Christus. Hoe God na my naaste kyk in Christus. Wie hulle is in Christus. Ek het al baie keer gesien ook met huweliksberading. Paartjies is so stikkend binne. Hulle moet nog nie eens eintlik fokus op hulle huwelik nie. Hulle is so stikkend binne en seer nie. Hulle kan nie eers met hulle hond by die huis oor die weg kom nie. Hoe gaan hulle nog met mekaar oor die weg kom? En daarom moet daar eers genesing. God moet eers kom, Jesus moet kom genesing gee, herstel, bevryding. Dan outomaties groei hulle na mekaar toe. Sodra daai genesing en herstel in Christus gegee word, Jesus hulle ontmoet, verander alles. Dan kleef hulle sommer mekaar, hulle sit sommer nader aan mekaar. Ek het so baie keer gesien ook op 'n oorwinnaarsnaweek, vat dit nou maar as 'n voorbeeld. Dan sit die mense ver uit mekaar uit, nee, hier op die einde van die naweek, nee, hand om mekaar, hand om die skouer. Outomaties het gebeur. Een naweek het ons gehad, jare terug in Ryds op die Vrystaat. Dit was 'n oom gewees, maar kwaai oom, hy was 'n skoolhoof, hy is toe afgetree, hy was toe daar iewers in die Vrystaat. Toe op 'n stadium is daar 'n oefening wat ons doen met die naweek, waar hy en sy vrou voete moet was. Maar ons hoor 'n geskree daar, amper kan jy sê geskree daar buite, waar hulle onder die boom sit net. Toe is daar 'n groot bekleierery. En ek moes hulle toe vat een kant toe om te praat. Maar die Here kom toe en hy ontmoet hulle. Verander heeltemal. En hulle herstel op hulle hoë ouderdom. Daai goed was nog altyd daar. Maar die Here het kom losmaak. En toe het uitkom, toe kom God se genesing vloei. Sy waarheid vloei in hulle lewe. Daai oom was seker een van ons grootste ondersteuners na daai naweek. Hy mense gestuur het en hy het absoluut net getuig van wat die Here kom doen het. Kry eers genesing, herstel. Want anders soek jy dit by jou huweliksmaat of jy soek jou kinders. Sien so baie keer ouers en ek weet dit is lekker as ons kinders presteer, nê, maar baie keer waar ouers sê 'n kind moet dit gaan swat of moet dit en uitblink in rugby en daai goeters, nê, want jy wil hê eintlik jou genesing en herstel moet kom deur jou kind. En dit bring rebellie by jou kind. Want jou kind kan nie weet wie sy of hy is soos God hulle geskaap het nie. Of ek wil hê my vrou moet my genees. Sy moet my laat goed voel. Nee, want ek voel binne seer en stikkend.
Of dieselfde ook, die vrou wil hê die man, nee, sy moet altyd hierdie prinses wees, en hy die ridder op die wit perd, wat haar net al, jy gaan net begin doen, die dating tyd, nee, gaan jy dalk kan regkry, maar as jy getroud is, nee, en jy staan elke oggend langs mekaar op, nee, later kan jy dit nie meer nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Laat God jou genees eers. Laat God kom, nee, ons is genesing en bevryding, dit is ons visie. Dis wat die bediening doen. Laat God kom, en in Christus sy waarheid in jou hart deponeer, en dat jy genesing en bevryding by hom vind. Dan kan jy die man wees wie God wil hê jy moet wees vir jou vrou. En jou vrou vir die man wees, vrou vir jou vrou. Maar julle weet wat ek bedoel, hè? Ekskuus, hierdie vandag se woke goeters, nee, maak ou se kop die mekaar. Dan kan jy die vrou word wie God wil hê jy moet wees vir jou man. En jy kan die kind wees wie God wil hê jy moet wees vir jou ouers. En jy kan die ouer wees wie God wil hê jy moet wees vir jou kind. As God jou kom genees deur sy gees. En daar's soveel getuienis. Dis nie goed, dit is net mooi goed wat ons hier praat nie. Ek kan vir julle getuienis op getuienisse gee. Baie van ons hier kan dit doen. So jare terug, toe ek nou nog geswat het ons 'n skoolvriend gehad, maar was so 'n donker figuur. Kyk, dit was die rofste skoolvriend wat ek gehad het. En dit is nie meer so nie. Hy was so donker, as hy kom, weet hy's uit donker en hy sleep hom, ek het hom eintlik nog nooit nugter gesien nie. Weet as ons so by mekaar kom, vriende kom by mekaar, ons braai, dan is hy klaar dronk. Hy gaan vir enige meisie, hy praat lelik, al daai goed. Ek het hom eintlik vermy. Ek het hom afgeskryf. Dis nou toe ek nog 'n student was en so. En toe hoor ek by een van my ander skoolvriende 'n paar jaar later dat hy het radikaal tot bekering gekom. Hy is uit 'n kroeg gegooi, uitgeslaan, nee, hy geslaan, en toe het hy radikaal tot bekering gekom. En hierdie ander skoolvriend van my sê toe vir my, hy's anders, hy't slimmer geword, hy praat intelligenter, daai donkerheid oor hom is weg, die rooi neus is weg, en hy donkerheid, wat so op uit hom gehang het. En hy is nou ingeskryf vir teologie. Hy is nou die jeugleraar by sy kerk. So in al daai 4 areas het hy verander. Toe ek kom ook, toe maak ek afspraak, hy is in Middelburg. Toe ek onthou hier is 'n Mariet, toe ons deurgery en ek het hom gaan sien, daar by sy kerk en hoe hy boodskap gee vir die jeug daar. Geestelik het hy so gegroei, ja, hy's teologie, hy bedien die kinders. Jeugleraar, dis nou jare terug, net toe ek ook nog jonk was. Jy kan nie nou dink hy 'n jeugleraar kan wees nie. Sy liggaam was regtig, daai donkerheid is weg. Is gesonder. Verstandelik het hy intelligent begin praat. Hy het nooit 'n intelligente gesprek met my gehad nie. Skielik was hy intelligent. En hy praat met my. En sosiaal het hy gaan bedien, né? By die kerk, hy het by die skole gaan getuig. Hy was in Boys High in Pretoria, hy het daar by sy ou alma mater gaan getuig en ook by ander skole gaan getuig. Hy het heeltemal verander toe hy Jesus Christus die middelpunt gemaak het van sy lewe. Te ontwikkel in al daai areas het hy verander. So, ek het nou 'n bietjie afgewyk van my notas. Maar, ja. So, as jy hierdie jaar wil gebalanseerd groei en ontwikkel, maak Jesus die middelpunt van jou lewe. Want dan sal jy liggaamlik 'n goeie dieet wil volg, né? So nou terug gaan na daai wiel. Jy sal wil oefen ook, né? Al is dit net loop, stap. Nie marathon te gaan hardloop nie. Jy sal dit wil doen, want hoekom? Want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Jy sal wil verstandelik ontwikkel, jy wil bly leer, nee, lees die woord, jy sal dit graag wil lees om meer kennis te kry. So het Romeine 12 vers 1 en 2, nee, laat God jou verander deur jou denke te vernuwe, so jy sal meer en meer waarheid in jou verstand wil kry, sodat jy jou lewe kan gee as 'n heilige offer aan die Here. Jy sal ook sosiaal wil ontwikkel, goeie huwelik met jou man en vrou hê, nee? Want kom ek sê vir jou, as die dinge nie tussen my en Elsemarie lekker is nie, nee, kan ek nie gaan bedien nie.
Seker 'n swaar ding om iemand te gaan besoek as Ilse Marie met my beklei het. Nee, sy beklei met my, nee. Nee, jy kan nie. Jy het nie vrymoedigheid om te bedien nie. Daarom sal jy jou huwelik en jou kinders, goeie verhouding met jou kinders wil hê. Nee, want dit is die kosbaarste ding wat die Here vir jou gegee het, is jou huweliksmaat en jou kinders. Daar's niks meer kosbaarder as dit nie. Jou werk is nie kosbaarder as jou gesin nie. Dit kom nie naby nie. Kyk maar as mense afgetree is, nie. Jy dink jy het so belangrik, jou werk was so belangrik. Partykeer skaf hulle om jou werk, jou pos af, nadat jy afgetree het. Dan was dit dalk nie so belangrik eers nie. Nee, en jy sal geestelik wil groei. Die Here te loof en te prys en te aanbid. En saam die gemeente bymekaar te kom. Jy sal dit wil doen. Om saam die Here te loof en te prys en te aanbid. En daar's geleenthede, nee? So ek nou sê Sondagmiddag en dit is nie so dit klink erg, Sondagmiddag van 5 tot 6:30, is 'n uur en 'n half. Nee, kom word deel, laat ons saam groei. Mekaar kan help in hierdie 4 areas van ons lewens te word wie God wil hê ons moet wees. Dan sien ek kans vir hierdie jaar. Nee, as Jesus die middelpunt is. En ek wil ook nou kyk wat die Here ook laas jaar in en deur ons gedoen het. Elke begin van die jaar, dan gaan sit Matt en Celeste, jy kan hulle gaan roep die kinderkerk. Dan vat hulle 'n klomp foto's wat laas jaar gebeur, sit hulle bymekaar in 'n videoformaat. Om net te kyk wat die Here in en deur ons doen. En ek staan elke keer verbaas wat God doen deur ons. Ons manietige swak mense. En ons in hierdie video wil ons nou kyk. Ek wil hom net hier verander en dan die kinderkerk ook laat kom. Stop hom met okay, goed. Kom ons bid terwyl ons wag vir die kinderkerk. Here, ons sê dankie, Here, dat U ken ons mense deur en deur, want U het ons geskape, U het ons aan mekaar gewewe van ons moeder se skoot. En Here, U wil hê ons moet hierdie jaar ontwikkel. Ook gebalanseerd ontwikkel in al hierdie dissiplines, hierdie areas van ons lewens. En ons vra U, Here, Heilige Gees, plant ons net nog sterker en dieper in Christus. Dat ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. Dan gaan hierdie vrug van nature kom. Dit gaan nie 'n wettiese ding wees, ek behoort. Nee, ek wil. Laat U lewende water deur my vloei. Gebruik my, Here, om ander mense aan te raak. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ja, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.